simpel ding weer connect, en daar connect hy weer. Die waarheid van ons geskiedenis is baie, baie belangrik. En ons moet die geskiedenis, die erfenis van ons vadere, moet ons bewaar. Elke staat moet die erfenis van hulle vadere bewaar. Elke staat. Dit is belangrik. Dit is belangrik dat daar 'n nasionale argief is en dat daar 'n staatsargief is in elke staat. Sodat daar nie met duimsuigery kan kom later nie. Nee? Afrika het nie 'n geskrewe taal gehad voordat die wit mense gekom het na Afrika toe nie. It's the truth. The Africans didn't have a written language. That's why they used the phonetic alphabet. Except the Khoi and the San. They have managed throughout the years to produce a phonetic / Khoi-San alphabet to protect their heritage. And the sounds that they make, die klanke wat hulle maak, is eie aan Khoi en San. Nee. Dis eie aan hulle. Van hierdie klanke en goed kan ou nog deurtrek deur ander nasies toe. Maar oor die algemeen is die klanke wat hulle maak, hulle eie. Goeiemôre Jan. So kom ons kyk 'n bietjie, ek gaan dit in Engels lees en dan gaan ek seker goed in Afrikaans sê. Ek sit eintlik te gemaklik vanoggend. Ek moet eintlik my stoel net so 'n bietjie intrek, my hemp so 'n bietjie aftrek. Daar's hy. Dat ek kan fokus, dis ek te gemaklik raak dan. Status. The Constitutional Archives and National Memory are established by the Federal Constitution, Lofty wat sê jy, as the permanent constitutional institute. Vergeef my stem hoor, julle moet maar mooi luister. Responsible for preserving the historical, legal, constitutional and institutional memory of the Federal Alliance. The constitutional archives exist in constitutional trust. They belong neither to the government or to any office bearer. They belong to the sovereign peoples of the Alliance. Almal moet kan jou geskiedenis lees en almal moet kan die Afrika-state se geskiedenis lees en ken. Die doel hiervan. Civilizations endure because they remember. 'n Samelewing gaan aan omdat hulle onthou. Dit is belangrik om te onthou. Dis hoekom ek die boek Moerland geskryf het. Ek sal net nou 'n stukkie daaruit lees. Nations decline because they forget. Nasies verdwyn omdat hulle vergeet. Jy sien ons boernasie. Ons kan nie vergeet van Racheltjie de Beer nie. Ons mag nie vergeet van Amajuba nie. Of Slagtersnek. Ons mag nie vergeet van die goed nie. As ons die goed vergeet, sal ons as 'n nasie verdwyn. The constitutional archives therefore exist to preserve the permanent memory of the Alliance, so that every generation understands. Dis die rede hoekom ek al my foto's hou. Ek hou al my foto's, ek hou al my dokumente. Vanaf 2015, wat ons begin het met, eers met die Republikeinse Alliansie, Transvaalse Republikeinse Alliansie. Dis waarmee ons begin het in 2015. So, the archives therefore exist to preserve the permanent memory of the Alliance, so that every generation understands its origins, oorsprong, its constitution, its institutions, its history, geskiedenis, its responsibilities, verantwoordelikhede, its inheritance, wat hy gekry het uit hierdie hele storie uit. The archives exist to preserve constitutional continuity. Mense moet weet, geskiedenis moet nie net nog 'n vak wees by 'n hoërskool nie. Geskiedenis moet een van die belangrikste vakke wees by 'n hoërskool. Of
of datums en daai goed nou boring is, dit maak nie saak nie. Toe julle om al die datums te leer, hierdie datum to learn all the different dates, dit was 'n pyn, man. Dis hoekom ek geskiedenis gelos het aan die einde van stand 7. Ek kon nie meer aangaan met geskiedenis nie. Maar ek glo dit is omdat die leermetodiek, die leermetode van geskiedenis was heel verkeerd geweest. Die onderwysers het nie geweet hoe om dit interessant te maak nie. Jy sou wil nie wat sê, daar is sekere onderwysers vandag wat geskiedenis kan interessant maak. En met die tegnologie van vandag is dit baie beter om dit interessant te maak. Nee. En ek glo geskiedenis is baie, baie belangrik. The constitutional definition, die definisie van hierdie bewaring, hierdie argiewe. It's the official constitutional record of the Alliance. Every constitutional institution shall contribute to the preservation of the constitutional record according to the Constitution. Nee. Is heeltemal reg, Lofty. The constitutional archives shall remain independent of political administration. Politieke insaag gaan nie daar tel nie. Alright? Net die waarheid gaan daar tel. Geen politikus gaan hou vas op hierdie dinge nie. Their first loyalty is to the truth. Their second loyalty is to the Constitution. Hou julle daarvan? Eerste ding wat vir hulle belangrik is, teenoor wat hulle loyaal is die waarheid. En die tweede ding, teenoor wat hulle loyaal is die konstitusie. Dis soos Lofty gesê het, so lees ek dit nou net in Engels. A nation that forgets its constitutional memory eventually loses its constitutional identity. Forget the memory, lose identity. Nee? Dan het ek 'n klomp responsibilities hierso. The Constitutional Archive shall preserve the Constitution, every amendment, every doctrine, every specification, every code morality, every interpretation, every referendum, the admission of a sovereign state, constitutional reorganization, constitutional oath, constitutional judgment, every federal treaty, every federal budget, every register established by the Constitution, every document declared by the Constitution, to possess permanent constitutional significance. Nothing of constitutional importance shall be lost. Vra jouself die vraag, met hierdie houtkoppe wat hier in beheer is op hierdie stadium, nee. Dink julle dat enige een van hulle gee 'n greintjie om vir dit wat ons nou hierso van praat vanoggend? Dink jy dat hulle ooit 'n gedagte het om die waarheid te onthou? As ou vat byvoorbeeld, just as an example, the honest truth that Nelson Mandela died in 1986 and that Winston Nkandla took his place. Why do you think that area in KwaZulu-Natal, Nkandla, is so important to Zuma? Why do you think did Winnie Mandela divorce her husband immediately? Because that was not Nelson, that was his body double. Take, for example, the fact that there's all the more truth concerning Ramaphosa, that he's from Zimbabwe. We understand that the other nose speaker, Malema, is from Zimbabwe. What the hell do they have to do with our politics?
Hierdie is goed wat belangrik is om te verstaan, dat ons die waarheid ken. Wanneer jy die waarheid ken, maak die waarheid jou vry. Die nasionale onthou, the national memory, die nasionale gedagtenis. Ons onthou nie, ons bewaar nie net dokumente nie. Alright, ons bewaar die gedagtenis, die onthou. Wat is die regte Afrikaanse woord? Founding records, historical development, constitutional debates, institutional evolution, state admissions, royal successions recognized by the Constitution, federal leadership, major constitutional decisions, constitutional crisis, peace agreements, acts of national service. The memory of a civilization belongs to every generation. The memory of a civilization belongs to every generation. As ons kyk na die pre-Adamiese vloede en die Noag vloede wat plaasgevind het, doen jouself 'n guns en gaan bestudeer hierdie goed 'n bietjie. Dan gaan jy vra en jy gaan by antwoorde uitkom, soos byvoorbeeld, as ons 'n vraag kan vra, hoekom is die Bhagavad Gita van Indië, die boeke van Indië, ouer as ons Bybel, ouer as die wette van Moses, die Torah? Hoekom? En jy kan vir jouself vra, en ek glo jy het al sulke goed gesien op YouTube. Hoe is hierdie groot massiewe granietblokke gebruik om sekere mure en geboue en goed te bou? Wanneer ons nie eens vandag 'n instrument het, of 'n voertuig het, of 'n meganisme het, om hierdie blokke te kan skuif nie. Net as 'n voorbeeld. En dan is hulle op plekke gebou waar daar nie eens 'n flippin trok kan by uitkom nie, man. Verskoon tog. En al wat ons kry van 'n gedagtenis, 'n nagedagtenis van hierdie goed, is klein tekeningkies in grotte. Little minute drawings. Van sulke mannetjies. En dan sien ons sketse van mannetjies wat flippin 6 vingers het in elke hand en elke voet. Nou, as daar 'n rekord was van hierdie goed, as jy kyk na die Egiptiese rekords, ons sien goeders daar wat nou bestaan, maar wat daarop daardie goed geskryf is, maar dit bestaan vandag. Nou, hoe die duiwel het dit daai tyd bestaan? 'n hieroglief, oud, van 'n duikboot, van 'n helikopter. Vra jouself, hoe die duiwel het hierdie goed bestaan? So ons moet 'n nasionale argief hê van ons geskiedenis, sodat nageslagte, afhangende wanneer die Christus kom, sodat nageslagte kan kyk, wat het die boere gedoen? Wat het met die boere gebeur? Wat het met die Zulus gebeur? Wat het met die Engelse gebeur? Sodat hulle kan in verbasing en in verwondering kan terugsit en dink, ja, het hierdie mense dit regtig gedoen. Wie kan uit sy kop uit sê, wat was daai dam se naam waar ons boere in armoede, vrouens en kinders 'n dam gebou het vir kos? Ek dink van julle sal nou getrigger word as ek sê. Ek het dit iewers neergeskrywe, maar dis iets wat ek nie kan onthou nie. Nie van die top van my kop nou op hierdie oomblik nie. Maar daar was 'n dam in ons geskiedenis wat gebou was.
na die Anglo-Boereoorlog, deur die armoede wat daar was, deur vrouens en kinders, ja, daar was mans betrokke ook, nee. Dofkie is seker maar net daar by jou, want niemand anders te klaar daaroor nie. Maar my stem is nie lekker nie. Alright. So maybe you can remember the dam. Ek gaan vir julle 'n stukkie hierso lees. Hierdie kom uit my boek uit Moerland. Op 1 Desember 1838 word 35.000 slawe vrygemaak deur die Engelse wette. 1838. Groot boerderye kom tot stilstand. Die boere weet dat groot plundery nou sal begin, maar die Hemelse Vader stuur reën vir 8 dae lank en geen stropery vind plaas nie. Na 8 dae is die vrygemaakte slawe so honger dat hulle self gaan verhuur aan hulle vorige eienaars, verwerk en so word die plase gered. Ja, Moerland. Intussen word die geskiedenis van die veroordeling en die hang van 5 boere te slagtersnek uitgevoer. Wie sal daai dae kon vergeet waar boer nie meer regte op sy eie plaas gehad het nie? Klink dit bekend? Maar waar swarte saam met Engelsman die trompet geblaas het. Ween Afrikaners, hier lê jul vlees en bloed. Nee. In 1840 en Natal word deur die eerste waarlike boerekolonie onder Andries Pretorius, maar die Engelse was nog nie klaar nie. Solank as wat dit gelyk het of die KF die boere sou uitroei, was die boere niks van Engeland nie en was nie gereken as onderdane wat beskerming nodig gehad het nie. Maar toe die boere wen en nie sonder bloed nie en die kolonie stig, toe was die boere ewe skielik Britse onderdane. En Engeland wou die kolonie afvat en hulle het. Kan julle verstaan hoekom geskiedenis belangrik is? Die slag van Boomplaats. Ek het hier 'n stukkie ingeskryf toe ek hierdie boek geskryf het. Dis 2018 en die tragedie speel weer af. Dis toe ek hierdie boek geskryf het, 2018. En so kan ons deur die geskiedenis gaan, van Makater, van die Pondos, van die Besotos, van die boere rebellie. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Dan het ons hierdie gekry in 1994, die regstellende aksies na April 27, 1994. Surplus land sal herversprei word tussen ons mense. Dis swartes. Alle werksposisies in die publieke sektor sal deur ons kamerade gevul word. Die sekuriteitsmagte sal hergestruktureer word, ensovoorts ensovoorts. Die wit mense sal tweede klas burgers wees. Dis trek raak sommer so. Die konsentrasiekampe is weer terug. Julle het dit geweet. Wit plakkersdorpe, wat al hoe meer groei, en die lendes wat al hoe meer vermeerder. Dis 2018, dis 8 jaar gelede. Boere en linkses. Jy sien Moerland raak almal aan. Dis nou genoeg, is dit nie? Dis nou genoeg. Ons sal offer wat jy vra. Ontwaak my volk. Hoor die roep van die veldkornet, dis toe ek in 2022 hier naartoe gekom het. Binnekort buig ons eers die knieë. En daarna
Daarna moer ons terug. Dis 'n stukkie van ons geskiedenis. History that we cannot lose. History that we need to remember and understand, rectify, build upon, improve, remember, and we put it into archives. So daar sal ouens wees wat aangestel word oor hierdie goed. Hoe die argiewe daaruit sal sien, state history, traditional records, records of constitutional guardians, state executive records, municipal records, people's tribunal records, dis alles wat daarin gaan deel wees. Dan is daar verskillende registers wat gehou gaan word, né? The Constitutional Archive shall permanently maintain the Register of Sovereign States, the Register of Constitutional Guardians, the Register of State Presidents, the Register of Federal Presidents, the Register of Federal Executive Officers, Register of People's Tribunal Judgments, Register of Constitutional Amendments, Register of Constitutional Oaths, Register of Federal Honors. Register of Federal Honors, dis baie belangrik, want as iemand iewers goed doen, nee, en ons kan kom ons sê soos in die oorlog, as jy deel was van die nasionale weermag, en jy het jou diens gedoen, het jy die Pro Patria medalje gekry. Myne is gesteel, saam met 'n klomp van my goed. En ek is absoluut spyt daaroor. En as jy vrek goed gedoen het, dan het jy die Honoris Crux gekry. Een van my instrukteurs het die Honoris Crux silwer gekry. As ek nou mooi onthou, as van ons ou manne luister en hom ken, hy was 'n panserinstrukteur, stafsersant. Hy het te jonk afgesterf, maar in elk geval. Ek het hom net geken as stafsersant of samajoor, Tankfourie. Tankfourie het die Honoris Crux silwer gekry, as ek reg onthou. Dan was daar 'n luitenant wat ook toe kaptein geword het. Ons in 2 spesiale diensbataljon was ons bynaam vir hom Doiby. Ou Doiby. Maar hy het ek kan nie sy van onthou nie. Maar hy het ook 'n Honoris Crux gekry vir die stryd in Angola. Mense, dit is goed dat ons moet onthou. Dapperheid in die stryd. Iemand soos Racheltjie de Beer byvoorbeeld, moet Postumus nou, so gou wat ons kan, moet haar naam weer vereer word in die registers en haar nageslag moet 'n Honoris Crux ontvang vir dapperheid of iets anderste waaraan ons kan dink. Nasionale vryheidsmedalje of something. Iets wat 'n mens graag sal wil hê. Nee? Iets soos byvoorbeeld 'n spesiale paspoort tipe ding. Luister mooi, dis nou nie vir 'n paspoort wat jou oor see vat nie. Ek praat van 'n spesiale toekenning aan die laaste persoon in die nageslag byvoorbeeld, waar jy vryheid tot 'n stad kan kry. En met daardie kaart kan jy by enige restaurant instap en jy kan gaan eet op die regering se onkoste. Maar net jy. Jy is die oupa grootjie of die nuwe oupa of wat ook al jy is. Dit is goed om aan te dink. Ek sê nie dis presies hoe dit gaan werk nie, maar ons moet kom by hierdie ding, 'n Register
of federal honors. Die toekennings wat die mense ontvang het, dan moet 'n rekord daarvan wees. Hoekom het hulle dit ontvang? Wat het hulle ontvang? Dat ons nageslagte kan kyk en sê, ja, these guys were exceptional. These women were exceptional. They were the best of the best. In all their different fields. Wie die hel soek die Nobel Peace Prize? Wie soek daai ding? Dis een van die mees bedrogspulste toekenning wat jy kan kry. Ek soek nie daai ding op my lyfie. Dis 'n klug. Ons moet ons eie vredesprys kry, ons eie toekenning kry. We must get our own. For every institution, whether it be medical, whether it be science, whether it be defense force, whether it be an honor for nurses or for doctors or for, good administration, whatever. We must have our own. Like they have, I know they have something like a secretary day or something like that. We honor these people, right? Best secretary in South Africa, Southern Africa. The best doctor in Southern Africa. How many people did he save? We need a register of national service. Hoeveel van hierdie goed het julle al gesien op Facebook, waar hulle sê, ons het gehoor daar is mediese fonds of 'n pensioenfonds vir die ouens wat in die militêr diens gedoen het. En ouens het al vir my genader en vir my gevra van hierdie storie, en sê ek weet niks daarvan af nie. Want ek weet regtig niks daarvan af nie. Al wat ek geweet het is dat ouens het hulle name gegee, etc., en dat niks daarvan gekom nie. Dis nie geld vir sulke goed nie, man. Maar ons moet dit regstel, wanneer die tyd kom, né? A register of constitutional referendums, a register of national service, a register of federal symbols, a register of admission of new states. And every register becomes part of the permanent constitutional record. En dan moet daar publieke toegang tot dit wees. Mense kan gaan kyk, want die konstitusie behoort aan die mense. So if you want to go have a look about the record of the national service, I know most of the guys, the men will want to see something like that. You can go and look and you can go and check. Yes, I remember this guy. I remember this photo. Nee? We see so many photos being placed on Facebook about what took place in our days in the National Defense Force. We see a lot of photos out there. We should have it on record. Sal dit nie great wees nie? Jy het 'n argief van al hierdie foto's. Elke generasie het 'n argief van foto's. Van waar hulle diens gedoen het, wat hulle gedoen het, etc. En 'n familie kan in 20, 30, 40 jaar van nou, wanneer ek al gegroet het, kan hulle na die argiewe toe gaan. En hulle kan gaan sien wat het hulle voorgeslagte reggekry. I think that's awesome. So there will be research, historical research, legal research, institutional research, etc., knowledge from people, the public. Then there will be a protection of the records. Things will be digitized, etc. Wat haak ek nou op daai Engelse woord, nee. And then there has to be a relationship with the people. The records belong to the people. Soos 'n biblioteek.
Then we even have an oath of office. Onthou julle het gesê, dat selfs die oath of office word bewaak in die konstitusionele records. So as dit 'n job is wat jy wil hê, dan gaan jy dit sê in Engels of in Afrikaans. Standing before God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and before the sovereign peoples of this alliance, I accept this office in constitutional trust. I shall preserve faithfully the constitutional memory of the alliance. I shall protect the truth and contained within its records. I shall neither alter nor conceal the constitutional inheritance entrusted to my care. I shall preserve these records for present and future generations. I shall faithfully discharge this office according to the Constitution. Truth preserved, history remembered, Constitution endures. Die waarheid bewaar, geskiedenis onthou, en die konstitusie beer voort. That's it. That's it. Dit is belangrik. Geskiedenis is so belangrik. We need to know. Suid-Afrika is die enigste land in die wêreld waar herstellende aksies is vir die party aan bewind wat in 'n meerderheid stem het. Die feit dat die politiese meerderheid beskerm moet word teen 9% van die bevolking is 'n bewys van hulle totale mislukking om hulle eie geldmakende strukture te bou en hulle enigste oplossing is om dit van ander af te neem. En natuurlik het hulle dit verder gevat, nee, hulle het dit opgemors. That will be remembered in the archives. They believe they're getting away with it. And they're getting away with it for now. But there will come a time when they won't get away with it anymore. En daai tyd is amper nou. Is amper nou. Goed, dis Woensdag. Moet ons nie vergeet nie. Ons is vryburgers. Freelanders. First. Sovereign people. Soewereine mense. Vryburgers. Eerste. Then we are Boere. Englishmen. Xhosa. Pedi. Irish. Scottish. You name it. Under God, a nation of nations. And only with God is unity strength. Net saam met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Maak eendrag mag. As nie 'n ander manier nie. Salut!